'n elektrolitiese sel word vir die elektrolise van 'n gekonsentreerde koperkloried oplossing opgestel. X en Y is koolstofelektrodes. Definieer die term elektrolise. Nou jy het twee opsies. Jy kan of sê dit is die chemiese proses waarin elektriese energie omgeskakel word na chemiese energie. Of jy kan sê dit is die chemiese proses waarin elektriese energie gebruik word om 'n chemiese verandering teweeg te bring. Jy kan kies watter een van hierdie twee definisies jy wil neerskryf. Vir 4 punte. Skryf gebalanseerde vergelykings neer vir twee reaksies wat by die anode sal plaasvind. An-ox. By die anode vind oksidasie plaas. Nou is X of Y die anode. Om jou te help by elektrolitiese selle, paniek. Positief is die anode. En daai is positief en negatief. Met ander woorde, oksidasie vind by elektrode Y plaas, want Y is die anode. En gevolglik sal X die katode wees waar reduksie plaasvind. So kom ons antwoord ons vraag. Wat is die twee reaksies wat by elektrode Y, wat die anode is, gaan plaasvind? Ons begin met koperkloried. So die koper sal gereduseer word terwyl die kloriedgedeelte geoksideer word. Met ander woorde, een moontlike reaksie is dat die kloried anione wat in oplossing is, geoksideer word tot kloorgas. En nou kan ons mooi sien 2 klore aan die regterkant, ons korte 2 daar en 2 elektrone moet hier bykom. Jy kan natuurlik dit op jou tabel kry, onthou net enkelpyl vir die voorwaartse reaksie. Die tweede reaksie gaan jy kry op jou tabel en onthou net, dit is 'n reduksietabel en ons soek oksidasiereaksies, met ander woorde, jy moet hom in die regte volgorde skryf. So ons begin met die water en dan lewer dit vir ons suurstofgas plus 4 protone plus 4 elektrone. Vir 1 punt. Skryf die naam of formule neer van die stof wat in 'n groter hoeveelheid by elektrode Y gevorm word. Ons het sopas die twee moontlike reaksies neergeskryf vir 4 punte. En nou is die vraag, wat gaan in 'n groter hoeveelheid vorm? Gaan dit die kloorgas wees of gaan dit die suurstofgas wees? En om hierdie vraag te beantwoord, moet ons kyk na die konsentrasie van die kloried-ione in die elektroliet. Die vraag sê vir ons, die koperkloried is gekonsentreerd. En aangesien dit 'n gekonsentreerde koperkloried oplossing is, gaan daar kloorgas vorm by die anode. As dit wel 'n verdunde koperkloried oplossing was, dan sou suurstof hoofsaaklik by die anode gevorm het. 'n oplossing van sinkjodied word by die elektroliet van hierdie sel gevoeg. Vir 1 punt. Watter produk of produkte sal vorm by elektrode X? So elektrode X is ons katode. So die vraag is, wat gaan gereduseer word? Die koperkatione of die sinkkatione wat nou bygevoeg is? Kom ons kyk na ons tabel om te bepaal wat word eerder gereduseer. Ons begin met tabel 4a. Wat het ons? Ons het koper 2+ katione en ons het sink 2+ katione. Die vraag is, watter een gaan eerder gereduseer word? En links staan daar, toenemende sterkte van oksideermiddels. Met ander woorde, koperkatione is 'n sterker oksideermiddel as sinkkatione. So koperkatione gaan eerder gereduseer word
tot koper as wat sinkkatione gereduseer gaan word tot sink. Jy sien presies dieselfde op tabel 4b of tabel 4 in die IEB wêreld. Ons het sinkkatione en ons het koper 2+ katione. En wat sê die pyl? Toenemende sterkte van oksideermiddels. So koperkatione is 'n sterker oksideermiddel as sinkkatione. So koperkatione sal eerder gereduseer word tot kopermetaal as wat sinkkatione tot sink gereduseer sal word. So die produk wat gaan vorm by die katode is koper. Vir 1 punt. Watter produk of produkte sal vorm by elektrode Y? Ons gaan weer eens na ons tabel kyk. En ons gaan nou kyk na die kloriet-anione en die jodium-anione. Watter van daardie twee gaan eerder geoksideer word? Ons begin met tabel 4a. Jy het jodiet-anione wat geoksideer word tot jodium en kloriet-anione wat geoksideer word tot kloorgas. Kyk na jou pyl. Toenemende sterkte van reduseermiddels. Die jodiet-anione is sterker reduseermiddels as die kloriet-anione en gevolglik sal die jodium-ione of die jodiet-anione eerder geoksideer word tot jodiumgas as wat die kloriet-anione geoksideer sal word tot kloorgas. Net so op tabel 4b, daar's jou jodium-ione wat geoksideer word tot jodiumgas en daar's jou kloriet-ione wat geoksideer word tot kloorgas. Ons pyl sê toenemende sterkte van reduseermiddels. Met ander woorde, die jodiet-anione is sterker reduseermiddels as die kloriet-anione en gevolglik sal die jodiet-anione geoksideer word tot jodiumgas eerder as wat die kloriet-anione geoksideer sal word tot kloorgas. Die produk wat dus sal vorm by die anode is jodiumgas.